Goeiemôre. Voor ons gaan begin, kom ons sluit net vir 'n oomblik ons oë. Aba Vader, vanoggend bid ek dat my woorde nie my eie sal wees nie. Heilige Gees, kom praat met elkeen van ons vanoggend. Worstel met ons harte. Kom genees ons, sodat ons die vol lewe kan lewe wat U vir ons gegee het. En ons sê amen. 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 Ons is besig met ons reeks, die wet geskryf op ons hart. Kan ek sien, wie van julle was die afgelope paar weke hierso beleef al? As jy gemis het, ergens gemis het, ek wil jou regtig uitdaag. Gaan op YouTube, die preke is daar, stuur dit aan vir mense wat jy ken. Moet nou nie 'n bysit, ek het gedink jy sukkel hiermee nie. Okay? Stuur saam, ek wou jou bless met hierdie boodskap, wat ook al, maar as jy iets gemis het, asseblief gaan kyk dit het vir my ook so baie beteken in my eie geestelike lewe, net om weer agter te kom oor waar my hart is en wat se areas vir my hart werk nodig het en waarmee die Here werk. Die hoofteks is waarna ons kyk is in Romeine 2 vers 15, waar dit sê, they show that the requirements of the law are written on their hearts. Their consciousness also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and other times even defending them. So wat sê God? God wil nie net hê ons moet die 10 gebooie opsê soos op Sondagskool nie. Hy wil hê dit moet verder gaan as dit. Die wet moet geskryf wees op ons harte. Dit moet deel wees van ons lewe, hoe ons na die lewe kyk. Hoekom? Want God is die ingenieur en die bouer van hierdie wêreld. Amen. Hy is die een wat hierdie wêreld aan mekaar gesit het. Hy is die een wat jou geskep het, jou weet hoe jy werk en hy is die een wat vir jou die plan uitgelê het om te sê as jy hierdie plan lewe, sal jy 'n vol lewe hê. En dis wat God se hart is vir ons. Nou kan ek gou vinnig sien, wie van julle was al ooit honger? Almal van ons, né? Wie van julle is nou honger? Ek kan eet. Ek moet nie worry nie, ons gaan lekker eet na die diens, maar ons almal was al honger geweest. Nou, as jy die 10de gebod ken, gaan jy hierdie grappie verstaan. So as jy nie nou lag nie, dan gaan almal langs jou weet jy ken nie die gebooie nie. So daar was 'n man geweest, hy staan agter 'n ou met sy trolly. Het jy al agter 'n ou se trolly gesit in 'n winkel en dan loer jy so in sy trolly? Ek het al skuldig. En hierdie man kyk na die man se trolly voor hom en hy sê, is dan maar lekker, lekker duur koffie en daar steak, krampsteak, is duur deesdae julle. Daar's steak en daar's lekker ouma beskuit en bietjie biltong en hy sê, dis baie lekker. Jy al sulke mense gehoor? En die ou sê, ag, dis niks, dis maar net, dis einde van die maand, so ek bederf myself. Hy sê, nee, ek verstaan dit, maar julle, as ek kyk na my eie trolly, lyk dit asof ek kos vat vir 'n kinderhuis op dieet. En die ou sê, wel, jy kies mos wat jy wil koop. Ou sê, nee, ek verstaan, maar jou trolly laat die 10de wet sweet in my lewe. Wat is die 10de gebod? Jy mag nie? Almal staan gou op vir 'n oomblik. Staan vir my op. Maak vir my so, die 10de gebod. Ag gaan jy so langs 'n persoon langs jou, mag nie begeer nie. Nee, mans, moet nou nie gaan rel nie, okay? Dis nie die idee nie. Alright, jy kan weer jou sitplek inneem. So wat is begeerte? Wat is begeerte? Begeerte is wanneer 'n wens 'n honger word. Dis soos daardie oom wat loop by 'n kerkbazaar en dan sal hy sê, ek is nie honger nie, maar ek pesel net. Jy het klaar geëet, maar lus
is 'n lelike ding. Kyk, jy wil meer hê as wat jy moet hê. Dis wanneer 'n goeie ding 'n afgod raak in jou lewe. Die beste manier om dit te beskryf is, begeerte is wanneer ek kyk na jou seëninge en vergeet van my eie. Hoor wat sê Exodus 20, ek hou van die King James version. Hy lees sommer so lekker. Hy sê, thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit na my buurman oorkant gekyk en sy ass begeer nie. Kyk, sies vir julle, hierdie ass is 'n donkie. Maar miskien het jy sy wifi spoed begeer. Of miskien het jy sy nuwe karavaan begeer of die vakansiefoto's. Of sy mooi braaiplek, Sean. Of sy kinders se punte, sy skoolpunte. Die maas. As hulle so kloek daar, my kind het weer 'n A gekry. Okay. Okay? Of 'n persoon se kar, daai nuwe Toyota met die touchscreen. Of die tuin wat lyk asof dit uit die Woolworths magazines uitkom. Wat het jy al begeer in jou lewe? Baie mense sal dan vir my sê, maar bra, mag ek nou nie drome hê nie? Mag ek nie droom nie? Natuurlik mag jy droom. Jy mag droom vir iets. Die uitdaging is, as jy dink dat as ek nie daai droom kry nie, gaan ek nie gelukkig wees nie. Dis 'n honger, dis van 'n goeie wens gevaarlike begeertes in ons lewe raak. Dis wanneer 'n droom wat ek het, ek meer begin vergelyk met ander mense en mis die talente en die geleenthede wat God my gegee het. Dis wanneer ek so gefokus is op ander, dat ek vergeet wat God vir my doen. Begeerte fluister, jy behoort dit eintlik te hê en nie daai persoon nie. Jy het ooit mense gesien, jy stap in by die werk met 'n koffie, en dan sal hulle sê, dis lekker, waar's myne? Is nou stil hierso. Sommer het dit al gedoen. Dis subtiele begeertes in ons lewe. Wat ek het, is nie goed genoeg nie. Ek verdien meer, ek verdien beter. Hier's wat gebeur het in die afgelope 20 jaar in ons wêreld. Die wêreld het 'n nuwe altaar gebou. Daai altaar is vergelyking. Die priester van daardie altaar is sosiale media. Sosiale media. Dis wanneer jy die hele tyd op sosiale media sien, ek sien deesdae, dis hierdie ouens wat sê wat dit beteken om 'n man te wees. Hulle wys die geld, hulle wys die karre en die vrouens en miljoene mense volg hulle en leer by hulle dis wat dit beteken om 'n man te wees. Ek sien letterlik hoe begeerte is, want as jy ure aan iets spandeer, wat gaan outomaties gebeur? Jy gaan geprogrammeer word om dit te begeer. Het jy al, ek noem malls, mense lag vir my, as ek moet nie so geestelik wees nie, maar ek noem malls, weet wat is 'n mall? 'n Mall is eintlik 'n tempel van Mammon. Dis eintlik wat dit is. Okay? Het jy al in 'n mall ingestap? Dit gebeur baie keer met my. Ek kan nie daarvan om die mall te gaan rondloop nie. Weet jy hoekom? Want as ek al uitstap, dan sê ek vir myself, ek moet meer geld maak. 'n Mall is geprogrammeer, aan mekaar gesit om begeertes in jou aan te lok om meer goed te koop. Ek lag, kyk hierdie ander video van 'n ou wat sê, julle, hy gaan by Builders Warehouse in om 'n lightbulb te koop. Hy kom uit met R2.500 met 'n skieter wat hy nie eens nodig gehad het nie. Kyk vir die persoon langs jou en sê vir hulle, begeerte is 'n lelike ding.
Ek lag so, ek ry gister op die R21 en ek dink, ek sê vir jou, die Here het daai bord neergesit vir vandag se preek, regtig. Die bord sê die volgende, groot, kyk as jy op die R21 ry, sê die bord, dit praat oor race is not the problem. Dan sal so 'n lyn deur reis getrek en dan staan daar greed is the problem. Ons wil dit net anders te brand. Gretigheid, meer as wat ons nodig het. Almal van ons, dink ek, wat vandag hier sit, wil 'n lewe hê vol vrede en vreugde, né? Hoor wat sê Johannes 10 sê, die dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Oorvloed. So wat doen begeerte? Wat kom steel dit? Want dis wat Satan doen, hy wil hierdie goed by jou steel. Okay? Begeerte steel vrede. Dit steel vrede. Wanneer jy begeer, dan raak jy onrustig. Jy begin desperaat raak. Jy raak ongeduldig. Jy koop karre en goed wat jy nie kan bekostig nie. Sodat jy nou net kan voel, ek is 'n man, ek kyk wat ek het. As die buurman iets koop, 'n TV 40 inch, wat wil jy doen? Laat die plastiek swipe, papa. Dit afbetaal. Begeerte, laat jy altyd voel, ek moet meer en meer en meer voor ek gelukkig gaan wees. Jy begin voel, jy moet iets bewys. Jy het gevoel, jy moet jouself nou bewys, dat jy goed is. Jy voel, dat wat jy het, is nie goed genoeg nie. Wat sê die woord? Die dief kom steel jou vrede. Kom steel jou vrede. Spreuke, Proverbs sê so mooi sê, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Wat sê dit? Dit sê, 'n hart wat vrede het, gee vir jou lewe in jou liggaam. Maar die oomblik as jy vergelyk en jy raak, jou hart wil ek amper sê, jy word groen van jaloesie, die oomblik dan steel dit jou vrede. Jy vergeet hoe goed God vir jou is. Wat hy vir jou gedoen het. Ons moet so versigtig wees vir 'n groen hart. Nommer 2, en ek het al hierdie baie keer gesien, begeerte breek verhouding. Dit breek verhouding. So dit kom in, weet wat van die eerste sondes in die Bybel? Kain en Abel. Kain en Abel. Kain het vir Abel doodgemaak, omdat hy jaloers was. Omdat hy jaloers was op sy broer. En maar hier's wat gebeur is, ek het al so keer gehad dat die Here seën my en ek verloor vriende en mense in my lewe, want dit mag nie goed gaan met 'n pastoor nie. 'n Pastoor moet suffer. Dit breek verhoudings, jy wil nie meer tyd spandeer met daai persoon nie, want elke keer as jy by hulle is, dan stap jy weg en jy voel nie goed genoeg nie en daar's nie vrede in jou hart nie. Maar ek weet, dis nie daar in Johannesburg, ons moet nie hier benou nie, né? Weer met almal van ons. Kan ek vir jou sê, hoe weet jy wanneer iemand regtig jou pel is? Hy celebrate jou seëninge. Hy celebrate jou seëninge. Begeerte lei tot klomp ander sondes. Dit steel by jou. Okay? Ons kry Josef se broers wat hom wil doodmaak. Hoekom? Oor die jas wat Josef gedra het. Oor die goedheid in sy lewe, oor God se drome in sy lewe. Wil hulle hom doodmaak? Jaloesie, begeerte. Ons kry Samson en Delilah. Okay? Daar's soveel ander vrouens. Ek is seker, die Israeliete het mooi dames gehad. Hulle het gesê, jy mag nie met 'n Filistyn trou nie. Julle, maar arme Samson kon net nie ophou kyk na die profile pic nie. Ek weet nie wat die inding was nie, miskien was dit 'n foto met tamboeryne. I don't know. Okay? Maar hy het begeer en dit het sy droom wat God vir sy lewe gehad het vernietig. Sonde, dit lei tot sonde. Dawid en Batseba.
Julle Dawid het alles gehad, rykdom, roem, alles. Wat vernietig, maak die lewe vir hom moeilik? Jaloesie, begeerte. Hy gaan steel die een vrou by die een wat nie het nie. Ons moet veg teen begeerte. Maak weer vir my so. Gaan weer vir die persoon langs jou. Pas op. Och, is 'n paar mans wat hierdie ver te veel geniet. Bly om te sien, jy is nog lief vir jou vrou. Kyk, so wat doen ons? Wat doen ons wanneer ons harte begin eers lemmetjie groen word, later grasgroen en dan 'n donker groen van begeerte? What do we do? Kyk, Jesus kom gee vir ons die antwoord hiervoor. Nommer 1. Skuif die fokus van jou hart. Hoor wat sê dit? Matteus 6:21 sê, "For where your treasure is, there your heart will be also." So God sê, skuif jou fokus weg van daai wêreldse goed wat jy begeer en skuif dit na die regte goeders toe. Begeer. Hy sê nie moenie begeer nie, hy sê begeer die regte dinge. Begeer 'n dieper verhouding met God. Begeer om meer te doen vir mense. Begeer God se teenwoordigheid. Het julle geweet die disippels was jaloers op mekaar? Hulle was jaloers op mekaar. Jy kry dit baie in die Bybel wat hulle vergelyk met mekaar. Ons kry selfs dat ou Petrus, hulle beklei onder mekaar, wie is die belangrikste? Ek dink Jesus het ek dink hy het besef, hier is nog 'n proses. Maar hulle beklei onder mekaar wat die belangrikste is. Hulle vergelyk hulle lewens met mekaar. Ons kry letterlik ou Petrus, hy stap saam met Jesus en hulle praat oor wie Jesus gaan verraai. En nou Petrus wat jaloers is, kyk om na Johannes. Dis seker jy. En hy letterlik kyk om na Johannes toe, en hy sê, Here, wat van hom? Ja, ouens gesê wat so maak. Wie wat sê Jesus vir hom? Wat het dit met jou te maak? Wat sê hy eintlik vir hom? Waar's jou fokus? Hy sê die skrif, hy sê fokus jy op jou eie lewe. Op die drome en planne wat ek vir jou het. En God het 'n droom en plan vir elke liewe een van ons in ons lewe wat hy ons mee wil vertrou. Want toe hy op pad is, weet jy hoe vat jy iets spesiaal en jy maak dit binne 'n oomblik nie spesiaal nie, die oomblik as jy dit vergelyk met iemand anders. Hoor hierdie skrif, baie powerful. Hy sê, Galatians 6:4 sê, pay careful attention to, gaan weer lees, dan sê saam met my, pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. Vergelyking was so 'n groot ding in my lewe gewees vandat ek 'n kind was. Altyd gekyk na al die ouens wat so goed is in sport. Ouens, ek kan nie 'n rugbybal gooi my lewe te red nie. Ek het so gekyk na al die ander talente van ander mense, ek het gemis al die goedheid wat God vir my gegee het. Ek het gemis so verder as wat ek in my lewe sou gewees het. Fokus op jou eie pad. Ek sal nou daar kom. Nommer 2, beoefen daaglikse dankbaarheid. In plaas van om die hele tyd te dink aan wat jy nie het nie, neem 'n oomblik en maak 'n lysie van wat jy wel het. Ek het op 'n stadium, omdat ek so gesukkel het met 'n groen hart, het ek begin om elke dag 1 seëninge, en toe raak dit net meer, want ek kon nie by 1 stop nie. 1 seëninge neer te skryf, in een van hierdie, jy weet, hierdie harde band boeke. Here, dankie dat my kinders na 'n goeie skool toe kan gaan. Aba Vader, dankie dat ek 'n kar het om mee te ry. Here, dankie dat ek vanaand 'n hotdog kon eet. Klein goedjies van dankbaarheid. Begeerte kyk net na ander en sê ek soek nog.
Dankbaarheid kyk na God. Skuif jou fokus. Begeerte sê die hele tyd jy kort, dankbaarheid sê, Here, dankie vir u voorsiening. Psalm 23 vers 1 sê die volgende, almal ken Psalm 23, maar hoor wat sê die heel eerste lyntjie. The Lord is my shepherd, I lack nothing. So wat gebeur as ek vir God sê, Here, u voorsien nie vir my nie, ek het nie genoeg nie. Is God die leenaar of is ek die een wat bederf is? God is nie 'n leenaar nie, julle. God sê hy gee ons meer as genoeg. Ons het nodig om te waardeer wat hy vir ons gee. Ek sê altyd, dankbaarheid is die taal van 'n gesonde hart. Dis hoe jy weet jou hart is gesond. Jy al by mense gekom en dan vra jy vir hulle, hoe goed gaan dit met hulle, en sal hy sê, altyd sê, die Here is goed vir my. Dan weet jy, hulle harte is gesond. Iemand wat die hele tyd kla, sy hart is nie gesond nie. Ander ene is, dit vier ander mense se seëninge. Dis hoe jy dit doen. Jy raak bly saam met hulle, as dit goed gaan met hulle. Dis hoe dit in jou hart begin seëninge opbring. Hoor gou, Filippense 2 vers 3 sê, do nothing out of selfish ambition or empty pride, but in humility, consider others more important than yourself. Let each of you look not only to your own interests, but also to the interests of others. Weet jy hoe kan jy jou hart vanoggend toets, om te weet of jy ander ouens celebrate? Baie eenvoudig, bid jy vir hulle in jou eie stilte tyd. Is jy besig om vir hulle te bid vir die werk wat hulle begeer, vir 'n beter lewe? Is jy besig om vir hulle te bid vir daai besigheidsdeal dat dit moet deurgaan? Is jy besig om te bid dat hulle kinders ook sal goed doen in die eksamen? Is jy besig om te celebrate as hulle kom en sê, "Jy, my kind het so goed gedoen." Dit is fantasties. Celebrate saam met hulle. Want weet jy wat? Dankbaarheid en celebration sal die deure oopmaak in jou lewe. Sal die deure oopmaak in jou lewe. Weet jy hoe weet ek dit? Want ek het dit al hoeveel keer beleef. Ek vertel jy 'n vinnige storie. So, ek is nou 14 jaar in Dayo en seker so 7 jaar terug. Het ek seker een van die mees groen jaloesie oomblikke in my lewe. Nou, my begeerte was nog nooit 'n groot kar of 'n nuwe Toyota of nee, karre is nou nie my ding nie. Maar ek moet jou sê, my ding wat ek baie voor altyd my hele lewe al gedroom het, is om my eie huis te hê. 'n Huis waar ek my eie ding kan doen, my eie hond kan hê, my eie huis. En ek en Stacey het seker 3 keer probeer huis koop en elke keer is daar iets wat deur die mat val en dit werk net nooit uit nie. En iemand wat in die bediening ook is 'n pastoor. Ek het gedog, wel, miskien is dit net nooit die ding wat God vir my wil hê nie. En iemand wat in dieselfde posisie is, ek is ook in die bediening, nooi my een aand en ek kom ingestap julle in 'n mansion. Jy weet, een van daai huise, hulle is in 'n sekuriteitskompleks. Okay. Ry die mooiste karre. Hulle is geseën met hierdie huis. Julle, ek stap daar uit. Ek huil in die kar en ek is so jaloers. Ek worstel met die Here en ek sê, Here, ek gee alles vir U. Ek doen alles vir U koninkryk. Hoekom gaan dit so met daai persoon, nie met my nie? En ek voel hoe God met my praat. En vir my sê, ek dog jou huis is waar jou familie is. En ek besef van daai oomblik hoe geseënd ek is. En ek val neer en ek vra God vir vergifnis. En ek kry soveel vrede in my lewe. En een oggend, ek sal dit nooit vergeet, ek is agter besig om akoestiek te speel. Pastoor Dion praat oor beloftes. En ek sê, Here, ek het nie regtig 'n belofte nie, ek is eerlik met U. En die volgende oomblik val God se teenwoordigheid oor my. En die Here sê die volgende, hy sê, en omdat jy my huis gebou het,
met lewendige stene, sal ek jou huis vir jou bou. Binne 2 maande het ons 'n huis gekoop, en ek bly in 'n droomhuis. En net die eer is aan God. Maar hier is die punt, my journey is nie iemand anders se journey nie. Want God het geweet, ek is nog nie reg vir dit nie. Want ek was die hele tyd besig om myself te vergelyk met ander. Dis eers toe ek vrede in my lewe vind, en joy in my lewe vind, en dit wat ek het, en hoe God goed is vir my, dat God se blessings in die dam oopbars vir meer. My vraag aan jou vanoggend is, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Is daar ongeduldigheid in jou? Is jy besig om bo jou budget te lewe, want jy wil net hierdie gemaklike lewe hê? Sien jy nog raak die goedheid van God in jou lewe, of loop jy die heeltyd rond met hierdie honger na nog en nog en nog? Hoeveel het al agtergekom, 'n nuwe Toyota bakkie se nuwe reuk hou net 2 dae. Maar die paemente hou 'n bietjie langer as dit. Paulus praat so mooi, hy sê, I have learned to be content in all situations. When I have a lot, and when I have nothing. En dan kom die skrif wat sê, but I can do all things through Christ who strengthens me. Ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Die woord van God sê dat dit is soos 'n tweesnyende swaard. Dit sny deur murg en beer tot in ons siel. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy besef, ek het toegelaat dat begeerte en jaloesie my bitter maak. My consume. Waar ek nie vrede het oor my eie lewe nie. My drome het toksies geraak. My geluk is gekoppel aan nog. Nie vir oggend vir 'n oomblik net by God staan en net vir die Here vra, Here, verander my hart. Help my sodat ek kan laat gaan, Here, en dat ek kan sien die goedheid wat U vir my het. Help my sodat ek ander mense se goed kan celebrate in hulle lewe. Saam met hulle bly kan wees. Help my dat ek kan sien dat U groot drome het vir my ook. En op die regte tyd sal dit gebeur. Net hier waar jy is, kom ons almal staan vir 'n oomblik. Wil jy oë gesluit? Ek gaan net so 'n oomblik gee tussen jou en God. Ek gaan net stil bly vir 'n oomblik. Ek wil net hier daar waar jy is, sal jy met God praat. As jy nodig het om te bely, bely. Dat God jou hart kan skoon was. Dat jy weer kan fokus oor waar dit gaan. Dat hy jou vrede kan gee. Kom ons neem net 'n oomblik.